Screen. Okay. Goed. Baie welkom almal. Vanmôre, wat 'n wonderlike dag. Dit is die dag wat die Here gemaak het. En ons sal daaroor bly wees en juig. Vanmôre wil ek met julle praat oor die koninkryk van God is hier. Nou, vir baie jare het Israel verwag dat daar 'n koning sal kom soos Dawid, want daar was 'n profesie gewees wat gesê het dat die nageslag van Dawid sal vir ewig op die troon sit. En toe Christus gekom het, toe Jesus gebore was dit 'n baie donker tyd in Israel gewees. Hulle was onder die vir 'n paar jaar al onder verskeie regerings gewees, onder die Babiloniërs en die Medes en Perse en toe onder die Grieke en toe onder die Romeine. So die Romeine was in beheer en Israel het die Messias verwag. Nou die Messias beteken, die profesie het gesê, daar gaan 'n gesalfde een kom, 'n Christus kom. Dis wat Christus beteken. Daar gaan 'n gesalfde een kom wat soos Dawid sy vyande van sy volk gaan vernietig en wat weer heerskappy en koningskap in Israel gaan bewerkstellig. Nou ek glo dat ons leef ook nou in 'n baie donker tyd. En ek glo as daar ooit 'n tyd was waarin dit ryp is dat God se koninkryk ten volle op aarde moet kom, dan is dit soos in hierdie tyd, waarin dit so de mekaar is wat polities met oorloë, gerugte van oorloë oor die hele wêreld, hoor ons dinge, sien ons dinge, en dit maak ons onseker en laat baie keer ons harte bietjie donker word van waarheen is hierdie wêreld op pad. Maar ek wil vanmôre vir u die goeie nuus bring en dit sê dat God is nog vanmôre die koning. Jesus Christus is die koning van al die konings en hy is in beheer van hierdie wêreld. Nou, ek wil ons moet hierna kyk, na hierdie skrifgedeelte in Matteus 12. En my vraag hier is, was Jesus die Messias, die gesalfde een of nie? Hy sê in Matteus 12 vers 15, toe Jesus dit bemerk het, hy daarvan af weggegaan, groot menigtes het hom gevolg en hy het almal gesond gemaak. En hulle streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, want dit was nog nie sy tyd nie. Sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Kyk my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehae, dis die profesie. Ek sal my gees, dis die Here wat hierdie gespreek het, ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. So hierdie figuur, hierdie gesalfde, hierdie Messias wat sou kom, sal gesalf wees deur die Heilige Gees en hy sal die reg aan die nasies verkondig. En hy sal nie twis of uitroep nie en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. So hy sal nie soos 'n politikus wees nie. 'n Geknakte riet, dis die teken van sy kom. 'n Geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n lampit wat rook sal hy nie uitblus nie. So 'n lampit wat rook is 'n lamp wat besig is om dood te gaan. En dit is eintlik wat in hierdie wêreld gebeur. Daar is nie meer lig nie. Hierdie wêreld het lig nodig. Hulle het weer 'n Messias nodig. Hy sê totdat hy, die Messias, die reg tot oorwinning uitbring. Nou hierdie is 'n wonderlike belofte wat sê wanneer die Messias kom, wanneer die koning kom, sal hy die reg wat elke mens het om te oorwin, sal hy uitbring, sal hy aankondig. Hy sê, en op sy naam sal die heidene, en ek wil graag die heidene onderstreep hierso, want hierdie Messias kom nie net vir die Jode nie, maar hy sal ook hoop bring vir die heidene. Ons wat nie Israel is nie, is die heidene. Ons val onder die heidene. Suid-Afrikaners is heidene.
maar hy sê ons sal ook hoop kry. En dan het hulle duiwelbesetene wat blind en stom was na hom gebring en hy het hom gesond gemaak sodat die blinde en die stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Is hy nie miskien die Messias nie? So daar was twyfel gewees. Hy sê, maar toe die Fariseërs dit hoor, het hulle geweldig kwaad geword en hoor wat sê hulle. Hulle sê, hy dryf die duiwels uit nie anders as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. So hulle sê, nee, hierdie ou is van die duiwel, hy is nie die Messias nie, hy is van die duiwel, hulle misken dit. Maar ek wil sê, die regte koninkryk van God was hier, want toe Jesus gekom het, was die boodskap wat hy gepreek het, die evangelie wat hy gepreek het, is sê, die koninkryk van God is hier. Die heerskappy van God is hier. Hy sê, maar Jesus het hulle gedagtes geken, en hulle sê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Hy sê, dis onmoontlik dat ek die duiwel deur die duiwel kan uitdryf. Hy sê, want my koninkryk kan nie verdeeld wees nie. 'n Koninkryk kan nie staan as dit verdeeld is nie. En as die Satan uitdryf, dan sy teen homself verdeel, hoe sal sy koninkryk dan bly staan? So dis onmoontlik. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar kyk wat sê hy. Maar as ek deur die Gees van God, met ander woorde deur die krag van die Heilige Gees, die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Hy sê, so die koninkryk is hier, die koninkryk het gekom, die heerskappy van God, dis wat koninkryk beteken. En dan verduidelik hy sy koninkryk in dieselfde gedeelte. Hy sê, of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan? Nou die sterk man is die duiwel. So die duiwel het in mense geheers tot op daai stadium. Hy sê, maar nou is ek hier. Ek is sterker as die sterk man. Ek gaan in sy huis en ek gaan sy goed roof en ek gaan die sterk man boei en dan sal sy huis beroof word. So dis wat Jesus gekom het. Hy het gekom om die krag van die duisternis te vernietig. Hy het gekom om te heers oor die mag van die koninkryk van Satan, want daar's net 2 koninkryke in hierdie wêreld. Koninkryk van die duisternis en koninkryk van God. En hy sê, hy wat nie met my is nie, is teen my. Hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. So die koninkryk van God versamel, die koninkryk van die duisternis verstrooi, maak die mekaar, bring chaos. Hy sê, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal mense nie vergewe word nie. En dan sê hy, elke woord wat 'n mens praat teen die Heilige Gees kan hom nie vergewe word nie, want sonder die Heilige Gees kan jy nie in die koninkryk van God kom nie. So die Heilige Gees is die hooftema van die heerskappy van God. Dit beteken eintlik, die koninkryk van God beteken die Heilige Gees heerskappy op hierdie aarde. En dan is hierdie profesie vervul, so, ek dink hierdie profesie hierso het ek nie mooi, die spelling nie, maar kom ons kyk, wat sê Petrus? 2 Petrus 1 vers 16 sê, want ons het nie kunstig verdigte fabels met storieetjies nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus, die gesalfde een, bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Hy sê, ons het hom beleef, ons het hom gesien, ons het julle nie stories vertel nie. Hy skryf nou in 2 Petrus hierdie ding. Hy sê, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid van hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Nou ons weet, dat 'n paar keer toe Jesus op aarde was, het die Vader dit bevestig, gesê, dis my geliefde seun, luister na hom, dis die een in wie ek welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel gehoor, kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was, dis toe die berg van verheerliking. En dan hierdie wonderlike vers, en ek wil hê, jy moet mooi kyk na hierdie vers.
Hy sê, en ons het die profetiese woord, want daar was hierdie profetiese woord wat vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Hy sê, hierdie profetiese woord het in vervulling gegaan toe Jesus gekom het. Hy sê, maar dit is besig om in vervulling te gaan. Hy sê, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Nou ek wil hê jy moet onthou wat ek hier sê, die dag breek en die môrester gaan op in julle harte. Môrester is Venus, nee, die môrester, en dit verwys na Christus as die môrester. Nou in Handelinge 1 vers 6, voor Jesus, nadat hy opgestaan het, voordat hy hemel toe is, hy sê, die wat by mekaar gekom het, vra hom en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Jy sien, hulle verwagting, Israel se verwagting was 'n fisiese koninkryk, maar hulle het nie besef, hierdie koninkryk van Christus is 'n geestelike koninkryk, wat op die aarde gaan manifesteer. En hy antwoord en sê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Hy sê, net die Vader sal besluit wanneer dit sal gebeur. Hy sê, maar Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, in Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Hy sê, die teken van my gees, van my koninkryk, is die salwing van die Heilige Gees. Nou ons weet, Handelinge 2, het die Here sy gees uitgestort op die disippels, 120 mense, die dag in die oppersaal. En toe staan Petrus op en hy begin preek en hy sê, en ek wil hê jy moet mooi hierna luister, want hier is 'n wonderlike profesie wat ook nou in die tyd, wat geld vir nou in die tyd waarin ons leef. Dit uit Joël aangehaal, in Joël staan, in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens op die aarde, bloed en vuur en rookdom. Die son sal verander in die duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag, dis die laaste dag, die dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou ek kan in Joël gaan lees, Joël 2, Joël 3, waar hy hierdie belofte gegee het, die profeet Joël. En waar hy hierdie aangekondig het, en hy sê, maar daar gaan 'n vroeë reën en 'n laat reën wees, want 'n oes begin met 'n vroeë reën. So hierdie uitstorting van die Heilige Gees was die vroeë reën, toe die kerk gebore is, toe Christus sy koninkryk deur sy gees op hierdie aarde gebring het, en daar het wonderwerke gebeur, en wonderlike dinge gebeur, in daai tyd van Handeling, gaan lees die Handelinge, kyk wat het die Here gedoen, hy het lig gebring in die duisternis. Die hele wêreld het geweet, hierdie lig van Christus, die koninkryk van God, was besig om te kom, en die disippels was getuies van dit. En hy sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So dit was die vroeë reën gewees, maar daar kom 'n laat reën, en dit is wat ek nog my hele lewe verwag, is die uitstorting van die Heilige Gees, die laat reën, wat die koninkryk van die Here sal vervul, en wat die oes sal ryp maak, voordat Christus die gaan kom, met sy wederkoms. Nou, hierdie vervulling, en daar is baie mense, gelowiges en groot predikers wat dit verwag, en ek verwag met my hele hart dat ons leef in daai tyd, en ek sê, is dit die vervulling van die profesie. In Handelinge 3 vers 9 sê Petrus ook weer, nadat hulle die lamman opgeneem het, gesond gemaak het, kom dan tot inkeer, bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Jy sien hierdie,
Wanneer die Here sy koninkryk deurbreek, dan is dit tye van verkwikking wat van die aangesig van die Here afkom. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Hy wat die hemel moet ontvang toe hy opgevaar het, tot op die tye, luister nou hierna, tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge. Dis die Dawid, die koning wat weer moet kom. Halleluja, tot op die wederoprigting van alle dinge. En ek glo die tyd waarin ons nou is, die rede hoekom dit so donker is omdat die mens nie meer weet hoe met die aarde te regeer nie. Alles is te mekaar, die mens val, die konings val, soos Jannie vanmôre gesing het, konings val, politiek val, alles val in elke land en volk, die wêreld is deur mekaar. Maar ek wil vir u sê, soos dit was, toe Jesus die eerste keer gekom het, so donker, hy sê die wat in die skaduwee van die duisternis en van die skaduwee van die dood gesit het 'n groot lig sien opgaan. En weet jy wat is my verwagting? My verwagting is dat hierdie lig, Jesus Christus, want hy is nou in die hemel, maar hy gaan weer alle dinge oprig. Hy gaan alles nuut maak deur sy gees, deur die laatreën wat hy gaan uitstort in hierdie wêreld, ook in ons dorp, ook in ons land, in elke stad, in elke dorp, kom daar iets. Ek wil vanmôre vir u sê, die Here het dit laas jaar alreeds aan my bekend gemaak, toe hy vir my gesê het, kyk watter jaar is dit. Die Joodse jaar, en in die Jood, onthou, het syfers en letters het betekenis. Die Joodse jaar vir hierdie jaar wat in September maand begin het, is 5785. 2 vywe. En as jy dit bymekaar tel, dan kom dit by 25 uit. Ons, die westerse jaar is 2025, dis hierdie jaar. 5 in die Hebreëus, in die Joodse taal, die Hebreëus, beteken genade, en hy kom 2 keer voor. Begin en einde, dubbele genade. In die begin, toe die Here sy gees uitgestort het, en die einde, wanneer hy weer sy gees gaan uitstort. Hier's daai 5 ook. Hierdie jaar wil ek vir u sê, is die jaar van God se guns, van God se koninkryk, wat fisies na hierdie aarde, gaan nie meer 'n geestelike koninkryk net wees nie. Jesus gaan weer koning wees van hierdie aarde, want daar's 'n belofte wat sê, en jy kan dit gaan lees in Psalm 2, hy sê, ek het my knegg op die berg Sion aangestel, en hy sal regeer oor die aarde. Jesus gaan weer regeer in elke dorp, wanneer die Here sy gees uitstort, dis wat gebeur het in Handelinge, gaan Jesus weer die koning word vir mense. Mense gaan sien, hier's die lig, hier's die antwoord. Politiek is nie meer ons antwoord nie. Politieke leiers, sterk leiers, want die een sê so en die ander een sê so, en ons is so de mekaar, ons weet nie wat gaan aan in die wêreld nie. Daar is nie sterk leiers nie, selfs nie eers Trump nie, het die antwoord nie. Ek wil vanmôre vir u sê, daar's net een, die een wat hierdie aarde geskaap het, sit vanmôre op die troon, halleluja. Hy is die koning van die konings, en die Bybel sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat Jesus Christus, die gesalfde, die Here is. Met ander woorde, hy is Lord. Lord beteken, dis die hoogste naam. Alles behoort aan hom. Alles behoort aan hom. En weet jy, hierdie week, donderdagoggend, toe gee die Here vir my hierdie woord, en hy sê, dit wat ek soveel jare na uitsien, is besig om te gebeur, en ons moet dit nie mis nie. Ek wil vanmôre vir u sê, moenie mis wat God besig is om te doen nie, want hy sê, die wat nie versamel nie, is nie deel van hom nie. Kom ons word versamelaars, kom ons word mense wat die goeie nuus deel, wat nie kyk na al die slegte dinge wat gebeur nie, maar wat glo, daar die môre ster is aan die kom, halleluja. Dit was, en ek het nie geweet,
dit nie. Ek het amper dit gemis. Ek het dit amper gemis. Want Vrydagoggend, ons het Vrydagoggend in Richard, ons is daar by sy huis op Vrydagoggende by mekaar en dan bid ons saam, 'n paar manne. En toe ek hier uitry by my garage, toe sien ek die maan, die sekelmaan en die môre ster, Venus sit by mekaar. En dis asof dit so helder is. Ek kyk na dit en ek merk dit op en ek het dit daar by hulle ook genoem die oggend. Dit was so 'n werklikheid en ek het nie geweet dat dit, en ek gaan kyk toe daarna en ek kry hierdie artikel op Global Web Icon wat sê Space and Telescope. Nou ek glo nie hulle is gelowiges nie, maar hy sê planets near the moon, April 2025. En dis op die 24ste en die 25ste. When and where to go? Where and where to? 4 days ago, the 8% illuminated waning crescent moon, Mercury, Venus and the Saturn will appear close together in the sky on the morning of April 25, creating a conjunction. They will meet in zodiac constellation Pisces, en Pisces is die vis. Nou ek weet nie of u weet dat nadat Jesus opgestaan het, die teken wat die kerk gemaak het vir Christus, was die visteken. Dit was nie die kruis nie, hulle het nooit die kruis tekenkie gemaak nie, want die kruis was nie die teken vir 'n gelowige nie. Die gelowiges, die mense wat in Handelinge was, die teken wat hulle gemaak het, dat hulle 'n Christen was die vis. En die vis in Grieks beteken Jesus Christus, seun van die lewende God. Seun van die Vader. Dis wat die vis beteken. En ek wil nie vanmôre nou dinge net sommer sê omdat ek dit gesien het of wat nie, maar weet jy wat? Ek het dit amper gemis. Ek gaan vir julle 'n prentjie wys. Net so dit gelyk. Die 24ste en die 25ste. Daar was die maan en daar's die môre ster. En ek wil hier terugvat na wat Paulus sê oor die môre ster. Kom ek vat hier net weer terug na daai vers. En dan sal jy sien hoekom ek so opgewonde is oor dit. Ekskuus, ek gaan dit net gou kry. Okay, sorry, ek wil dit net gekry. Hier sê hy, 2 Petrus 1 vers 19, gaan lees dit. Hy sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Dis hierdie tyd waarin ons is. 'n Lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek. Met ander woorde, hierdie profesie gaan soos 'n lig skyn, 'n lamp skyn. Maar as die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte, is dit die vervulling daarvan, van die koninkryk van God. In die laaste dae, sê die Here, sal ek my gees uitstort op alle vlees, op Jode, op heidene. Hy sê, en hulle sal profeteer, julle jong mense sal profeteer, en ek glo, ons lewe in 'n tyd waarin die verlore seuns en dogters, ons jong mense, die prodigals, wat verlore is, wat weggegaan het, en ek sien dis besig om te gebeur oor die wêreld, waar jong mense by hulle honderde tot bekering kom, en gedoop word, en wat hulle vol is van die Heilige Gees en vuur. Ek glo, ons staan op die vooraand van die grootste herlewing wat daar nog in hierdie aarde was. Ek sê nie ek is 'n profeet nie, ek bely dit nie, maar ek sê net vanmôre vir u wat die Here aan my bekend gemaak het. Ek sê dit in nederigheid en ek roem nie daarin nie. Ek is niks, hy is alles. Jesus Christus is die koning van die konings en die Here van die leerskare. Hy sal deurbreek, want die môre ster kondig die dag aan, halleluja, en die dag
is wanneer die son in sy heerlikheid gaan skyn. Daai laaste dag, wanneer Christus alles gaan vervul en waar elke knie sal buig, selfs die wat onder die aarde is, die duisternis, sal hulle knie buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Halleluja. Dankie Here dat U vanmôre opgestaan het, dat U leef tot in alle ewigheid, dat U die lig is wat in hierdie wêreld gekom het en dat geen duisternis U kan oorweldig nie. Die môrester kom skyn in ons harte vanmôre. U opstandingskrag kom woon in ons vanmôre, Here. U maak ons lewend. U bring hoop. U bring hoop vir die wêreld. U bring hoop vir Suid-Afrika. U bring hoop vir die Kaap. U bring hoop vir Gauteng. U bring hoop vir hierdie land van ons, waarin alles so hopeloos lyk, Here. U bring hoop. En ons het iets om aan vas te hou. Die koning van die konings, Jesus Christus, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Word verheerlik, word verhoog, Here, in ons lewens, in alles wat ons sê, in alles wat ons doen. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Amen, amen, halleluja. Loof die Here, o my siel, ek is so vol blydskap vanmôre. Dis nie hopeloos nie, dis nie verby nie, dis die begin van die heerlikheid en die krag van die Here op aarde. Baie dankie dat U vanmôre op was. Ek glo U gaan 'n lekker, wonderlike opstandingsdag beleef vandag. Sondag is opstandingsdag. Jesus Christus is die Here. En weet jy wat? Die Christene van vroeër, hoe het hulle mekaar gegroet? Hulle het gesê Maranatha. En dis wat ek vanmôre vir u sê. Dit beteken Jesus kom weer. Halleluja. Maranatha. Jesus kom weer. Amen. Lekker dag vir u. Gaan in die hoop, in die volheid van hierdie. En stuur hierdie uit vir iemand aan wie u dink wat vir wie dit 'n verskil kan maak. En subscribe ook wanneer jy op ons wanneer ek hierdie post, subscribe tot na ons kanaal toe en dit maak ons ook net sterker om hierdie woord verder uit te dra in Suid-Afrika.